Lukas 23 vanaf vers 33, toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom, Jesus daar, saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan gaan ons na vers 38, ons lees nou hoe hy gespot word, sy klere word verdeel. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. 'n spot opskrif, maar hulle besef nie, hy is die koning van die wêreld, van die heelal. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster, deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Dit is nou die een wat sou kom, wat God sou stuur, om die verlossing te bring. Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig. Ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys, die hemel wees. 3 kruise. Ek wil dit in Afrikaans sê, ek wil dit in Engels sê, dat julle dit maklik sal onthou. Dat jy maklik daaroor kan gaan getuig teenoor mense. Die kruis van Jesus, verlossing, 3 fees, en onthou jy nou maklik, verlossing, en dan daai een misdadiger, verwerping, hy verwerp Jesus, verwerping, en die ander een, Here dink aan my, die ander misdadiger, die vee, verandering, kom ons sê dit in Engels, miskien loop jy Engelse mense raak, wat graag wil weet, dan noem ons die 3 R'e, Jesus, redemption, en daai een misdadiger, rejection, en die ander een, repentance. Nou ek wil julle nog nie soos 'n sonnaarskoolklassie behandel nie, maar kom ons sê dit gou, dat ons dit kan onthou, die 3 fees, Jesus se kruis, verlossing, daai een misdadiger, wat hom laster, verwerping, en die ander een, verandering, ok, die R'e, redemption, rejection, repentance. Kom ons begin by die belangrikste kruis, natuurlik die verlossing, die redemption, Jesus. By die misdadigers. Maar hy was sondeloos. Hy het niks sonde gedoen nie. Hy het nie verkeerd gedoen nie. Hy was nie 'n misdadiger nie. Die wat hom kruisig is eintlik die misdadigers. Het julle al daaraan gedink? Kyk, ons land is vol misdaad, nee. Daar is ontsaglik baie misdadigers. En ons bid regtig dat daar 'n oplossing kom en dat daar verligting kom en dat dit veiliger sal word. Ag, die belangrikste gebed moet wees dat vanuit die regering, in die regering, almal in hierdie land repentance, verandering sal ervaar. Maar het julle al gedink, om teen God te kies, elke keer wanneer ek en jy teen hom kies, wanneer ons nie wil glo in wat Jesus vir ons gedoen het nie, wanneer ons ongehoorsaam is, wanneer ons in sonde leef, ons eintlik geestelike misdadigers is. Ek mag nou seker nie vra, stem julle saam nie, want ek sê julle nou baie sleg. Ek sê myself ook nou sleg.
Maar dis wie ons is, geestelike misdadigers. Ons is criminals. Wanneer ons die Here se dinge weghou van mense af, omgee, liefde, versorging, vergifnis, hoop, blydskap, ondersteuning, dan is ons geestelike kriminele. Jesus, die onskuldige, word misdadiger aan die kruis. Wat doen hy? Hy kom dra almal se misdade, sondes, verkeerde goed. Hy kom vat dit op ons. Hy kom vat dit wat op ons is, dit wat ons pladdere kom vat hy en op hom plaas hy dit. Kom dra dit daar. Ek kan nie anders as om aan Jesaja te dink nie. Jesaja 53. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai, hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Johannes 1, en daar skryf Johannes ook, hy sê, hy het na sy eie mense toegekom, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Verskriklik is jou eie mense. Jy word uit hulle gebore, deel van hulle, jou verwerp. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ek wil hê jy moet elke keer wanneer jy swaar kry, wanneer daar sonde is, wanneer daar probleme in jou lewe is, maak daar 'n prentjie in jou kop van hoe jy alles vat en op Jesus gaan lê. Rig vir jou kruis op. Ons het daar waar ons bly 'n kruis in die tuin wat ek self gemaak het al baie lank gelede. En dan gaan jy soms, dan vat jy 'n ou swart vuilgoedsak. Gaan skryf op papiertjies, alles wat jou pla, alles wat laste is, sonde, verkeerde goed. En gooi dit in die ou swart sak, gaan plaas dit daar by die kruis. Het sal ons nou belaglik wees as jy jou vuil goed uitsit. Kyk, daar is dele waar daar natuurlik geen dienste is nie. Ek lees nou oor ons ou blou geslaan, blou kolle. Ek dink seker daar aan Bloemfontein. Ja, daar is nie dienste nie en daar is nou hofsaake, mense wat nie meer die munisipale fooie wil betaal nie, want hulle kry nie dienste nie. Vuil goed hoop net op. Die stad van Rose het amper 'n hoel geword as jy so deurry baie plekke. Maar as jy nou hier jou vuil goed uitsit en net soos daai lorry nou verbykom en sê, wag, ek wil dit terug hê. Jy gaan weer daai ou vuil goed en sit dit weer daar en sê, nee, wag, dit lyk eintlik so goed. Om te wys is daarom lewe in die huis en ons het daarom geëet en ja, dit ruik nou nie lekker nie, maar kom ons vat dit terug. Nonsens. Jesus sê, bring. Hierdie een misdadiger weet, hy moet sy vuil goed voor Jesus kom lê, op hom kom pak. Die ander een sê, ek hou my vuil goed. Jy kan dit dink nie. Jy kan dit nie dink nie. Maar goed, Jesus, wat gebeur daar? Hy ruil. Soos wat jy kom by iemand en jy sê, hoorie man, ek soek daai grasnyer van jou. Pa wil 'n grasnyer hê. Die geld is nie baie nie. Of wat wil ma hê? Kinders, wat wil ma hê? 'n nuwe yskas? Of 'n wasmasjien? 'n skottelgoed wasmasjien? Want die een wat daar is, pa, werk nie meer so lekker nie. Die electricity lyk my so geconnect nie. Nee, en dan kom daai persoon en hy sê vir jou, ek ruil jou, wat het jy? En jy sê, oeg, nee man, ek het hier so klomp boeke. En die ou sê, ag, gee my die boeke. Wat 'n gelukkige ruil, stem julle saam?
Het julle al iets geruil met iemand en dan sê jy, en jy gesê, dis 'n bargain. Wel, hier is die grootste bargain van jou lewe. Kyk, as jy nou dink Black Friday in die winkels is bargains, dan moet jy Goeie Vrydag. Goeie Vrydag, die bargain van jou lewe. Hy sê, bring my jou sonde, jou liefdeloosheid, jy het nie vrede nie, bring al die gemors en nonsens in jou lewe, ek ruil jou in en wat gee ek jou? Vergifnis. Vrede. Liefde, blydskap, wat ook al. Die groot woord wat ons kan gebruik is versoening. Versoening. Ek het een keer vir 'n klomp skoolkinders gevra, wat is versoening? Hulle het my so gekyk. Toe sê een ouetjie en toe weet ek hy kom het, want hy was die stoutste. Sê oom, om te versoen, wanneer my suster en haar boyfriend te veel vry, dan versoen hulle mekaar. Uit tog. Twee mense wat vyande was, word vriende. Ons was vyande van God, sê Paulus in Romeine 5. God kom eers na ons toe. Hy sê, kom ons maak vrede. Deur die kruis van Jesus Christus. God en mens, kom vat hande, ontmoet mekaar. Versoening. En ons weet nou, ons sal nie deur God gestraf word nie. En wanneer ons sterf, ons kan nie sê, eendag nie, ek sê ook baie keer in my lewe, eendag as ek doodgaan, weet julle, dit kan nou wees, nie? Toe suster Janine daar afgeval het van die trappe, kon dit die laaste val gewees het. Nou die dag in ons tuin, tel ek 'n papier op, en toe ek regop kom, nou kyk, ek is 'n valler. Ek is 'n valler gebore. Daar was nie 'n baba wat kon val soos ek nie. En ek het daai eienskap behou. Maar ek val teen daai boom. Dr. Scholes, Gerard Scholes, moes steke insit tot op die skedel oop. Het kon my laaste kopstamp gewees het, stem julle saam? Dan het julle vandag 'n ander dominee gehad en gesê, ag, is jammer, maar broer Wolly het ons vooruit gegaan, ek weet, ons lag nou, ons moet nie lag nie, maar dit is die waarheid, nie? Ja. Gelukkig weet ek waarheen ek gaan, as so iets gebeur, maar wanneer dit gebeur, dat jy verseker mag weet, ek gaan hemel toe, want Jesus het betaal. Ek gaan hemel toe. Het ek al vir julle, ek was so lanklaas by julle, maar ek kan nie onthou nie, het ek vir julle die storie vertel van die ou wat gesing het. Die ou liedjie, ons gaan almal hemel toe met al die gebare. Kinders, oom Wolly wil vir julle die storie wys hoor. Die ou het nie lekker balans gehad nie. Kyk, jy kry mos liedjies, en dan sing jy, en dan, ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, ken julle dit, en dan maak jy so, of 'n skietsoldaatjie nie, maar hulle sing toe nou, ons gaan almal hemel toe, nou hy kan ook nie eens lekker sing nie, hy het die balance nie, maar nou lyk dit so, nou gaan hy, ons gaan almal hemel toe, ons gaan almal hemel toe, en nou raak het al hoe vinniger. Hulle begin ons nou eers, hulle trek so bietjie lekker en dan vat hem en dan, ons gaan dan man, hemel toe ons, maar jy laat dan die beine en hy, dink ek, hoor en hy sê, ek gaan saam. Goeie Vrydag, jy mag saam gaan hemel toe. Jy is vergewe. Verlossing is 'n movement, dis 'n beweging van die sonde
tot die verlossing, van liefdeloosheid tot liefde, van geen vrede, hoop nie, tot vrede, vreugde, hoop en alles wat wonderlik is. Dis 'n losmaak van wat agter is, soos Paulus sê, vorentoe. Ongelukkig. Jy wil huil as jy dit lees. Verwerping, rejection. Laster hom, hy tart hom eintlik. Hy tart hom, spot hom. Het iemand al vir jou gesê, nou toe, waar's nou jou God? Jy kom gereeld kerk toe, jy gaan gereeld na die huis van die Here, jy sê jy's 'n Christen, nou toe, en nou, wat gebeur nou in jou lewe, daai swaar kry, daai moeilikheid? Verwerping. Ten spyte van die getuienis van die ander misdadiger. Dat 'n misdadiger daar tot bekering kom en verstaan waaroor dit gaan. Hierdie een misdadiger sien dit, hy hoor dit en dit sê vir hom niks. Ten spyte van Jesus se woorde, Vader vergewe hulle. Ten spyte daarvan dat hierdie ou hoor, God is ons Vader. Hy het 'n verhouding met ons is sy kinders, hy sorg vir ons, hy vergewe ons. Ten spyte van dit alles, en dis wat deesdae gebeur. Die woord word verkondig, ten spyte van jy wat getuig, ten spyte van kerkdienste wat gehou word. Is daar mense, ten spyte van dit alles, steeds mense wat sê, ek glo dit nie, ek is verhard. Ons lees gereeld in die koerante, dan is daar een of ander dominee, wat gesê het, hy het nou die lig gesien, en hy vra verskoning, nou die dag weer gelees van 'n dominee, in die NG Kerk, hy vra verskoning dat hy die mense mislei het oor Jesus. Ja, Jesus het gelei, maar hy was 'n goeie mens, hy het ons geleer om goed te doen en liefde te hê, maar hy het gesterf, maar hy het nie regtig opgestaan nie. En daar is nie 'n hemel en 'n ewige lewe nie. Hoe tragies. Daai kruis sal daar wees, vandag nog, so naby, en tog, so ver. Julle is vanmôre hier, very close. Julle sit hier. Dis nie kilometers ver, dis hier. En miskien, ek bid en hoop is nie so nie, miskien is daar iemand hier. En daar's ergens iets in jou lewe wat jy nog weghou van Jesus. 'n deel van jou lewe. Miskien so naby, die Bybel elke dag in jou hand vat, kerk toe gaan, so naby aan Jesus, Goeie Vrydag vier, Opstanding Sondag vier, maar my gedagtes is dikwels ver weg van hom. Die gevoelens wat ek so net kwaad word en haat en net my oorgee aan die neerslagtigheid en die negatiewe, so ver van Jesus. So naby, maar so ver van mense in nood. En so kan ek aangaan. Maar God dank, daar's die ander kruis. En dat ek en jy vandag opnuut, en elke dag, opnuut kom staan by hierdie kruis. Dink aan my. Dink aan my. Hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Hy het 'n visie, hoor. Onthou, hy is die verskriklikste pyn. Julle kan bietjie gaan Google oor hoe erg is dit om aan 'n kruis te hang. Dwars deur daai pyn. En sekerlik die skuldgevoel, natuurlik. Van hy's misdadiger. En hy's verlore. En dwars deur dit sien hy hierdie kruis in die middel. Wat sien hy? 'n verlosser, 'n koning, met 'n koninkryk, much better as wat op aarde is. Volmaakte koninkryk. En hy sien 'n volmaakte mens en verlosser. En hy sê, vat my vuilgoedsak. Ek is die vuilgoedsak. Hier is ek.
verander my, maak my nuut, repent my. En dan sê Jesus, vandag. Ek wil nou nie julle theology rondom dit bou nie, maar ek hou van hierdie, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoekom sal hy dit sê? Hy lieg nie vir hom nie. Daai ou is in watter vorm ook al, sy siel, sy gees, hoe dit ook al sou lyk, onmiddellik in die hemel, in die paradys. Paradys verwys dan terug na Adam en Eva, wat uitgeskop is uit die paradys. So wat Jesus sê is, daar waar mense uitgeskop was, daar is dit weer oop. Welkom, sê God, goeie Vrydag, welkom in my hemel. Ek gaan saam. Goeie Vrydag, slegte nuus. Slegte nuus. Wat wil julle eers hoor? Die slegte nuus of die goeie nuus? Maar eers die slegte nuus. Okay. Slegte nuus, daar sal verwerping, rejection wees van Jesus. Daar sal mense wees, soos hierdie misdadiger, wat laster en sê nee, ek stel nie belang nie. In Gods naam moenie by daai kruis ooit vertoef nie. Goeie nuus, vandag, daar is ook 'n kruis van bekering, verandering, repentance. Laat ons by daai kruis opnuut gaan staan. Hoekom? Want daar's die beste nuus van jou lewe. Goeie Vrydag nuus, die kruis van Jesus Christus. Kom ons kniel vandag opnuut voor daardie kruis. Amen.